Welkom terug graad 12 by Fisiese Wetenskap, Chemie vraestel 2 van Mei-Junie 2024. Vandag kyk ons na vraag 7 en vraag 7 handel oor sure en basisse en die berekening van pH. Die formules wat benodig word sal gevind word op die formuleblad. Dit is jou mol, jou konsentrasieformule, jou pH-formule en al hierdie formules moet jy gebruik op jou formuleblad. Ons beweeg direk na die vraag. Vraag 7, 7.1, 'n standaard oplossing word berei deur 10 gram natriumkarbonaat in 0,7 kubieke desimeter water op te los. 7.1.1, bereken konsentrasie van die oplossing. So jy moet die konsentrasie bereken van die oplossing. 7.1.2, sal die pH wanneer natriumkarbonaat in water opgelos word groter as of kleiner as 7 wees. So by 7.1.2 moet jy jou pH skaal ken. 7.1.3, skryf 'n vergelyking neer vir die antwoord op 7.1.2. Die vergelyking wat moet neergeskryf word is wanneer natriumkarbonaat in water opgelos word. Dan gee hulle vir ons 'n tabel met indikators. Die natriumkarbonaat oplossing word met verdunde soutsuur, HCl, getitreer. Die indikators is as volg vir die titrasie beskikbaar. P met 'n gebied van 3,4 tot by 4,5, Q van 6,8 tot by 7,2 en R van 8,3 tot by 10. 7.1.4. Watter een van die indikators P, Q en R is geskik vir hierdie titrasie? Gee 'n rede vir jou antwoord deur na die data in die tabel te verwys. 7.2. Wanneer 0,01 mol verdunde soutsuur, swavelsuur, met 0,024 mol kaliumhidroksied gemeng word, is die totale volume van die oplossing 0,2 kubieke desimeter. Jy word gegee 'n gebalanseerde vergelyking van die kaliumhidroksied en die swavelsuur. Ons kry kaliumsulfaat en water. Dit beteken 'n suur plus 'n basis gee vir ons 'n sout en water. Wat word met die verdunde suur bedoel? 7.2.2 bereken die pH van die finale oplossing. Op hierdie oomblik graad 12 kan jy die video stop en die antwoorde uitwerk. As sodra jy die antwoorde klaar uitgewerk het, kan jy voortgaan om die vrae te merk. Ons gaan direk oor na die merk van die vraag. 7.1.1 die berekening van die konsentrasie. Jy was 'n massa gegee van 10 gram en jy word natriumkarbonaat gegee wat die periodieke tabel moet gebruik en die molêre massa uitwerk van 106 gram per mol. So hier het ons die molêre massa en ons die massa as ook die volume wat gegee word reeds in kubieke desimeter. Jy kan die volgende formule gebruik. C is gelyk aan M die gedeel deur M maal V met die massa van 10 met die molêre massa van 106 en die volume van 0,7 wat vir ons 0,13 mol per kubieke desimeter gee. Die korrekte formule met substitusie sal vir jou 'n punt wees. Dan kry ons 'n punt vir substitusie en 'n punt vir die antwoord. Opsie 2, deur eers die mol te bereken, 10 gram deel deur 106 gram per mol gee vir ons 0,09 mol. Die mol ingestel in die konsentrasieformule 0,09 deel deur 0,7 gee vir ons 0,13 mol per kubieke desimeter. Die kriteria waarna ons kyk, jy moet van die formules gebruik. Vir die formulepunt moet daar substitusie getoon word. Die vervanging van die massa, molêre massa en volume in die formule is 'n punt en in die finale antwoord van 0,13 is ook 'n punt. 7.1.2 sal die pH van die oplossing kleiner as of groter as 7 wees. Die natriumkarbonaat was in water opgelos en as dit in water opgelos word, lewer dit vir ons 'n pH van groter as 7. So jy het dan ons pH skaal met 7 in die middel. pH kleiner as 7 is ons sure en pH groter as 7 is ons basisse en ons alkaliese oplossings. Hier het ons 'n metaalkarbonaat opgelos en die metaalkarbonaat in water opgelos lewer vir ons 'n basis en 'n basis groter as 7 het 'n pH.
7.1.3 skryf 'n vergelyking neer vir 7.1.2, die vergelyking van natriumkarbonaat in water. Natriumkarbonaat in water dissosieer en vorm 'n karbonaat-ioon, die karbonaat-ioon saam met water, waar water 'n proton sal skenk vir die karbonaat-ioon, en die karbonaat-ioon sien ons dat hy, waterstofkarbonaat, sy gekonjugeerde suur sal vorm omdat die karbonaat die basis was. Water wat as die suur opgetree het, hy het 'n proton verloor en hy sal dan 'n basis vorm. So natriumkarbonaat opgelos in water vorm hoë konsentrasie hidroksiedione en die hoë konsentrasie hidroksiedione vorm dan vir ons pH groter as 7. So jy kan ook die volgende neerskryf. Die waterstofkarbonaat in water vorm natriumwaterstofkarbonaat en ook natriumhidroksied. En natriumhidroksied wat gevorm word is 'n sterk basis. Ons beweeg oor 7.1.4, die kies van die geskikte indikator. Watter een van die indikators, P of Q of R, is 'n geskikte indikator vir hierdie titrasie? Ons sien dat ons titreer dit met HCl en HCl is soutsuur en soutsuur word gesien as 'n sterk suur, maar hier het ons die sterk suur verdun. En die sterk suur wat ons kry saam met ons swak basis en dit lewer vir ons dan indikator P. Die titrasie van 'n swak basis, dit beteken natriumkarbonaat en 'n sterk suur HCl, gee vir ons dan die indikator P en die ekwivalente punt is laer as pH van 7. So dit is 7.1.4 P. 7.2 Ons sien dat ons nou 'n 0,01 mol verdunde swavelsuur met 0,02 mol kaliumhidroksied meng en die totale volume van die finale antwoord is 0,2 kubieke desimeter. Wat word bedoel met 'n verdunde suur? 'n verdunde suur bevat klein hoeveelhede of die getal mol suur met verhouding tot die volume water. Daar is klein hoeveelhede getal mol suur in verhouding met die water. Dan het ons die volgende vraagie, 7.2.2, 8 punte, die berekening van pH van die oplossing. So hier wil hulle hê ons moet die pH van die oplossing bereken. So om die pH van die oplossing te bereken, moet ons uitwerk hoeveel van die suurkonsentrasie of die hidronium bly agter binne in die oplossing. En die oplossing of sy volume is 0,2 kubieke desimeter. So graad 12, hier begin heel eerste deur die berekening van die mol. So stap 1, bereken die mol van die kaliumhidroksied. Hulle het vir ons die mol gegee van die swavelsuur. As ons swavelsuur, kaliumhidroksied se molverhouding teenoor swavelsuur skryf en ons kyk na ons koëffisiënte, is dit 2:1. Die swavelsuur se mol was 0,01 mol en volgens ons molverhoudings sal dit 0,02 mol vir ons kaliumhidroksied wees. So die swavelsuur se mol gebruik ons om die kaliumhidroksied se mol te kry. Daar was gesê in die scenario dat ons 0,024 mol kaliumhidroksied het. As ons die mol wat ons benodig aftrek van die kaliumhidroksied, so dit beteken die 0,024 mol minus die 0,02 mol, dan vind ons uit dat daar is nog steeds 0,004 mol van kaliumhidroksied in die oplossing sal oorbly. Nadat die twee gemeng word om die oplossing te kry, sien ons dat daar is kaliumhidroksied wat dan sal agterbly. So dit beteken al die mol van die swavelsuur sal opgebruik word en ons sal dan kaliumhidroksied mol nog steeds oor het.
Die oorblywende mol kaliumhidroksied sal ons dan gebruik binne ons formule en daardie mol 0,004 mol oor ons totale volume van 0,2 kry ons dan die hidroksiedkonsentrasie. En die hidroksiedkonsentrasie wat ons kry is 0,02 mol per kubieke desimeter. Hierdie konsentrasie moet ons gebruik om die hydroniumkonsentrasie te werk, want ons is op pad na die pH toe. Ons gebruik die formule hydroniumkonsentrasie vermenigvuldig saam met die hidroksiedkonsentrasie gee vir ons is gelyk aan 10 tot die mag minus 14. Die instel van die konsentrasie en ons kry hydroniumkonsentrasie van 5 maal 10 tot die mag minus 13 mol per kubieke desimeter. Dan moet ons die pH-formule korrek neerskryf. En die pH-formule, klein letter P, hoofletter A, minus log, vierkantige hakies, hydronium, en ons stel die konsentrasie in, en ons kry 'n pH van 12,3. Onthou dat pH het geen eenheid nie. Soos net weer kan teruggaan, graad 12, dit is die 8 punte, 1 punt vir die berekening van die mol van die kaliumhidroksied, 2 punte vir die berekening van die mol wat oorbly van die kaliumhidroksied, so moet afgetrek word van die mol, en dan 1 punt vir die substitusie van die oorblywende mol in die volume en die berekening van die konsentrasie. Dan kry ons 1 punt vir beide die formule van pH en die konsentrasieformule, en dan het ons ook 'n punt vir die substitusie van die konsentrasie van die hidroksied, en die tweede laaste punt is die substitusie van ons konsentrasie binne ons pH-formule in, en die laaste punt sal vir die pH van 12,3 wees. Dit het ons gekom by die einde van vraag 7 graad 12. Baie dankie.